Ons is besig met die 61ste voorlesing in die boek Openbaring en ons lees Openbaring 13 vanaf vers 11. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom en hy het 2 horings gehad net soos 'n lam en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy self vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaard wond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat almal, klein en groot, rykes en die armes en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is 'n getal van 'n mens en sy getal is 666. Ons het reeds gesien dat die anti-kris sy mag van die dier afkry en dat uiteindelik die valse profeet ook saam in hierdie kohoots is om die wêreld te verlei agter die anti-kris en agter die duiwel aan. Maar nou kom ons by die dier wat uit die aarde uit opkom, die valse profeet, se missie. Wat wil hy doen? Die anti-kris sal gerigsteen word deur sterk stelsels en magsbasisse, wat van hom 'n diktator gaan maak, wat met vrees oor die wêreld regeer. Dinge is al baie ver gevorder om alles in plek te kry en alles gereed te kry vir die openbare verskyning van die anti-kris. Die Bybel sê dat die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk en wanneer die teehoor uit die weg geruim is, sal die ongeregtige geopenbaar word. 2 Tessalonisense 2 vers 7 en 8. Johannes skryf van die gees van die anti-kris wat nou al aan die werk is, met ander woorde aktief besig is om te werk. 1 Johannes 4 vers 3. Wie maak dit alles moontlik en wie is instrumenteel om die anti-kris se droom te bewaarheid? Dit is niemand anders as die valse profeet. Kyk na sy missie, vers 12, wat ons leer dat hy sal maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid. Die eerste dier verwys na die dier wat uit die see uit opkom. Daarom is die missie van die valse profeet een wêreld godsdiens, om die dier te aanbid. Ons het reeds vasgestel dat die wêreld in openlike satanisme betrokke gaan wees tydens die groot verdrukking, Openbaring 13 vers 4. Hulle gaan egter soos in antieke tyd ook hulle leier aanbid as 'n god. Babyloniese konings soos Nebukadneser, sowel as Romeinse keisers is aanbid as gode. Die valse profeet is die een wat maak dat die wêreld die anti-kris aanbid. Dit is om hierdie rede dat baie teoloë die Romeinse paus bestempel as die valse profeet, aangesien aangesien net iemand met sy invloed en mag die wêreld op 'n godsdienstige sfeer kan beïnvloed om die anti-kris as die Messias te omarm. Hiermee sê hulle nie dat dit die huidige paus is nie, maar wel iemand in sy posisie. Daar is vandag ekumeniese liggame aan die werk om 'n een wêreld godsdiens daar te stel. Hulle probeer so ver as moontlik om die skeidslyne tussen godsdienste af te breek. Chrislam is 'n satanistiese poging om Islam en die Christelike geloof saam te smelt. Die Wêreldraad van Kerke is in 1948 gestig onder die lese Een Kerk vir Een Wêreld. Hulle doel
is dat ons verby dogma en leerstellings kyk, moet ons hande vat, maak nie saak wat ander glo nie. Uiteindelik sal die valse profeet in sy pogings slaag om die wêreld in een godsdiens te verenig. Kyk nou ook wat sê vers 15 met betrekking tot een wêreldregering as deel van die valse profeet se missie. Vers 15 sê, en dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Dit is weer die valse profeet wat die wêreld verlei om die beeld van die dier te aanbid. Dit neem ons terug na Daniël 3. Nebukadneser het 'n goue beeld gemaak waarvoor die hele wêreld moes buig. Hy het al die ministers en landvoogte bymekaar gebring vir die geleentheid. Dit is al die politieke lui van sy dag om voor sy goue beeld neer te val en te buig. Net in die vorige hoofstuk is aan hom geopenbaar dat 'n ander ryk van silwer by hom sal oorneem en uiteindelik weer 'n koninkryk van koper en van yster. Nebukadneser se goue beeld is 'n beeld van rebellie teen God se plan, waarin hy openlik verklaar dat geen ander regering by hom sal oorneem nie. Die hele beeld is van goud. Daarom dat hy al die politieke leiers voor sy regering laat buig. As daar nou in Openbaring 13 'n beeld opgerig word, wys dit ons op die poging van die valse profeet om die wêreld agter die een regering van die anti-kris saam te snoer. Van talle platforms reg deur die wêreld word daar koortsagtig gewerk om 'n sogenaamde nuwe wêreldorde op die been te bring, wat sou beteken 'n een wêreld met dieselfde ideale en leier wat wêreldvrede bied. 'n Paar jaar gelede was dit haas net bespiegelinge dat so iets op pad is. Vandag is dit 'n aanvaarbare feit dat daar 'n nuwe wêreldorde oor hierdie wêreld moet wees. Alle grense verdwyn tussen volkere, kulture, geslag, ras en selfs landsgrense. Geleerdes, politici en baie meningpeilings het sterk pleidooie ten gunste van 'n een wêreldregering en 'n wêreldleier. Hulle soek 'n veiliger wêreld waarin geen onderskeid tussen mense deur grense gemaak word nie. 'n eenheid ten alle koste, een wêreldleier, een parlement, een wêreldregering, een land, een volk, een nasie. Almal sal wêreldburgers wees, almal sal een en gelyk wees. Die valse profeet se agenda sal wees om nie eng en verkramp te dink nie, nee, om eerder breed en akkommoderend te dink, dat jy jouself as 'n wêreldburger moet sien, dat jy jouself in 'n breë verband as deel van 'n groter geheel sien, om eerder internasionalisties as nasionalisties te wees, dat jy 'n kosmiese bewussyn moet ontwikkel waarin almal een is. Ons sal by 'n volgende keer stil staan by sy laaste missie, ook een wêreld geldstelsel. Ons doen die 62ste voorlesing in die boek Openbaring en ons lees Openbaring 13 vanaf vers 11. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom en hy het 2 horings gehad net soos 'n lam en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens sodat hy self vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes en die vry mense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk
of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Ons het reeds gekyk na die dier se missie, dat hy een wêreldgodsdienst daar sal stel, dit is wat vers 12 vir ons leer, en dat hy een wêreldregering sal promoveer, dit is vers 15, soos wat hy maak dat mense voor die beeld van die antichrist sal buig, wat ons terugvat na Daniël hoofstuk 3. Maar nou kom ons by een wêreld geldstelsel, dit is vers 16 en vers 17, en hy maak dat almal, klein en groot, en die rykes en die armes en die vry mense, en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Die Bybel stel dit duidelik dat die antichrist die beheer van die ekonomie oor elke persoon sal kry. Uiteindelik sal dit ook die valse profeet wees wat hierdie ekonomiese bestel aan die wêreld sal verkoop. Daarom dat vers 16 met die woord hy sal maak begin. Die duiwel is die meesterbrein agter dit, maar die valse profeet is die instrument wat alles moontlik maak. Oor die jare was die merk van die dier 'n bron van baie bespiegelinge en het elke komplotdenker van die verlede en hede al 'n poging aangewend om sensasionele somme en berekeninge te maak. So is die alfabetiese waarde van die 666 bereken en het dit geboorte gegee aan verskillende samesweringsteorieë. Dit sluit in dat die alfabetiese waarde van die 666 die naam Nelson Mandela uitspel. Later was dit glo Barack Obama en ander sê weer dit kom neer op Donald Trump. So probeer elke eindtydse profeet of eie tydse profeet die misterie van die 666 ontrafel. Hulle word aangespoor deur die uitnodiging van vers 18, dat wie die verstand het, die getal van die dier kan bereken. My beskeie mening is dat niemand die verstand het nie, aangesien die konklusies en bevindinge net meer verregaande raak. Die een probeer slimmer berekeninge maak as die ander en dompel hulle self in 'n maalkolk van allegorieë en dagdromery. So het die 7de dag Adventiste beweer dat die merk van die dier eintlik Sondagaanbidding is. Hulle hoor nie hoe kranksinnig hulle bewering is nie, want die teks sê dat 'n mens nie gaan koop of verkoop sonder die merk nie. Die implikasie is dat jy nie kan koop of verkoop as jy nie op 'n Sondag kerk toe gaan nie. Dit is mos loutere onsin. Wat kan ons met sekerheid vanuit die teks noem, sonder om enige gedagtes in die teks in te lees? Ek noem vir u net 5. Eerstens, die hele wêreldbevolking gaan gemerk of genommer word. Tweedens, die merk of nommer gaan 'n spesifieke plek op die liggaam of op 'n spesifieke plek van die liggaam aangebring word. Derdens, dit sal die manier van handeldryf wees. Niemand sal sonder hierdie merk kan koop of verkoop nie. Vierdens, die antichrist gaan die wêreld afpers en beheer deur hierdie merk. En dan laastens, daar is 'n getal betrokke en dit is 666. Dit mag 'n mikroskyfie onder mense veld wees, soos 'n tipe kredietkaart of 'n ID-kaart onder jou vel. Natuurlik kan dit so wees, want sommige Skandinawiese lande het alreeds begin om mikroskyfies in mense se liggame in te plant wat gelaai word deur liggaamshitte. Is dit alreeds die merk van die dier? Nee, die merk van die dier sal eers in die groot verdrukking bekend gestel word en deur die valse profeet bekragtig word. Wat ons wel met sekerheid kan sê, is dat die valse profeet hierdie ekonomiese bestel sal verkoop aan die wêreld en sal maak dat in hierdie een wêreld godsdienst met die een wêreld regering daar net een ekonomiese bestel sal wees. Een manier om te kan koop en verkoop en dit is deur 'n teken of 'n merk wat aan die bewoners van die aarde gegee gaan word. Op hierdie stadium is enige ander inligting net blote spekulasie en uiteindelik is die gebed van my hart dat niemand daar sal wees van u wat na my luister om dit in elk geval te ervaar nie, maar dat u ook die verlossing in Christus sal smaak
om soos 1 Tessalonisense 1 vers 10 te sê, die toekomstige toorn te ontvlug. Dit bring ons dan aan die einde van hoofstuk 13. Ons sal by 'n volgende keer begin met hoofstuk 14. Ons is besig met die 63ste voorlesing in die boek Openbaring en ons lees nou Openbaring 14. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters en soos die geluid van 'n harde donderslag. En ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters. En hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge, en niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg, waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. En ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met 'n ewige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En 'n ander engel het gevolg en gesê, geval, geval het Babylon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier se beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swavel voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier in sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit wolk en een soos 'n menseseun wat op die wolk sit, met 'n goue kroon op sy hoof, en in sy hand 'n skerp sekel. En 'n ander engel het uit die tempel gekom en met 'n groot stem geroep na hom wat op die wolk sit. Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir u gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. En hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai. En 'n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is, en hy het ook 'n skerp sekel gehad. En 'n ander engel wat mag oor die vuur gehad het, het uit die altaar uitgekom en met 'n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het en gesê, slaan jou skerp sekel in en samel die trosse van die wingerdstok van die aarde in, want die druiwe het ryp geword. En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die wingerdstok van die aarde afgeoes, en dit gegooi in die groot parskyp van die grimmigheid van God. En die parskyp is buitekant die stad getrap, en die bloed het uit die parskyp gekom tot aan die tooms van die perde, 200 myl ver. In Openbaring 14 vind ons 3 visioene van die toekoms. Die lam en sy vrygekooptes op die berg Sion, die engele wat die oordeel van God aankondig, en die graan en die wynoes.
Openbaring 12 en 13 het 3 beelde aan ons voorgehou en dit van die sataniese drieheid. Die duiwel voorgestel as 'n groot vuurrooi draak, die antichrist soos gesien as 'n dier wat uit die see opkom en die valse profeet as 'n dier wat uit die aarde opkom. Dit word opgevolg met 3 visioene wat gesien kan word as 'n antwoord op Openbaring 12 en 13 se beelde. Ons het in Openbaring 12 vers 12 gelees dat die duiwel in groot woede neergedaal het op die bewoners van die aarde, omdat sy tyd min is. Met die antichrist en valse profeet, wat ook vrye teels geniet, mag dit maklik lyk of hulle die oorhand het. Hulle bring die wêreld verseker onder erge spanning en verdrukking, maar hulle dae is getel. Ons het reeds gesê, die boek Openbaring is kronologies van aard. Die een gebeurtenis volg op die ander. Die 7 seels is nou reeds oopgemaak. Met die breek van die 7de seel is daar 7 basyne geblaas. Die 7de een is teen hierdie tyd reeds geblaas, soos gesien in Openbaring 11 vers 15. Tussen die blaas van die 7de basyn en die uitgiet van die eerste skaal is daar egter wat ons noem, weer eens, 'n parentese. Dit is 'n onderbreking van die kronologie. Hoofstukke 12 tot 14 is die parentese, want in hoofstuk 15, met die uitgiet van die eerste skaal, gaan die groot verdrukking weer voort. Openbaring 14 se 3 visioene as deel van die parentese is daarom 'n vooruitskouing van wat nog sal gebeur. Dit is kompleet om ons aandag na hoofstuk 12 en 13 weer op God se plan te vestig. Wanneer ons nou van die duiwel, die antichrist en die valse profeet gelees het, om ons aandag weer op Jesus te fokus. Dit is duidelik in hierdie 3 visioene, want in die eerste een sien ons 'n vooruitskouing van sy wederkoms, wat eers in hoofstuk 19 sal plaasvind. Die tweede en derde een bring ons terug na Openbaring 6 vers 16, die toren van die lam. Ons sal by 'n volgende geleentheid begin met die eerste visioen, die lam en die vrygekooptes op die berg Sion. Dit is nou reeds die 64ste voorlesing in die boek Openbaring en ons lees die eerste 5 verse van Openbaring 14. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters en soos die geluid van 'n harde donderslag. En ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters, en hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge, en niemand kon die lied leer nie behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. Dit is hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg, waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. Hier vind ons dan die lam en sy vrygekoopte 144.000 op die berg Sion. Die eerste visioen is 'n vooruitskouing, maar dit is ook meer as 'n vooruitskouing. Dit is 'n belofte, so soet en heerlik, dat net God in sy genade dit kon bewerk het. Dit wat ons hier in die eerste visioen lees, moet verstaan word in die agtergrond van God se plan met Israel. Dit moet ook verstaan word in die agtergrond van Openbaring 5, waar ons die bruid van Jesus Christus in die hemel rondom die troon van God sien. Wie is die bruid? Wel, hulle sing self in Openbaring 5 vers 9 'n nuwe lied met die woorde dat die lam hulle met sy bloed gekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. Die bruid van Jesus Christus
word opgemaak uit elke bloedgewaste wat in die Nuwe Testament gered is. Die tydperk van genade, waar die heiden ingeënt is op die olyfboom, Romeine 11 vers 19 tot 24. Dit laat ons onwillekeurig wonder oor Israel se heil. Openbaring 14 vers 1 tot 5 verkondig juis dit. Dit was eers die heiden nasies wat ingebring is in die teenwoordigheid van God en hulle het 'n nuwe lied gesing, maar by Jesus Christus se wederkoms sal Israel 'n nuwe lied sing, wat niemand anders kan sing behalwe hulle nie. En wie kan Israel se lied sing behalwe hulle? Wie het die pad geloop wat hulle geloop het? Geen ander volk kan deskant of alt saam met hulle sing nie. Israel is vir God 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry toe hy Abraham uit Ur van die Galdeërs geroep het. Dit is aan Abraham dat God beloof het om uit hom 'n nasie te maak en dat sy nageslag soos die sterre van die hemel en die sand van die see sal wees. Dit is aan Abraham gesê dat uit hom 'n verlosser gebore sal word, Galasiërs 3 vers 16, en so 'n seun vir al die nasies sal wees. Die belofte is aan Isak en sy seun Jakob bevestig. Toe Josef, Jakob se seun, na Egipte verkoop is, het God sy belofte waargemaak om Josef te gebruik om Israel se nageslag te red. In Egipte het Israel 'n groot en magtige volk geword. Dit is egter nie waar hulle sou bly nie. Deur Moses se leiding is hulle bevry uit Egipte en onder Joshua het God die Israeliete die beloofde land in Kanaan laat beerwe. As hierdie volk getrou na die stem van die Here luister, sal God hulle bestendig in hulle land laat woon het. Maar soos ons almal weet, dit was nie die geval nie. Hulle het kort agter vreemde gode aangehoreer. Daar was goeie tye onder leiers soos Dawid en Hiskia en ander, maar as hulle nie, het hulle soos skape gedwaal en hulle eie pad geloop. Hulle priesters en herders het egter nie reg na hulle gekyk nie. Nie die nodige voorbeeld en reg verskaf nie. Hulle is uiteindelik weggevoer in ballingskap onder nasies en heidene verstrooi. So het die profete geprofeteer dat God uiteindelik vir Israel 'n herder sal stuur wat hulle verlossing sal bring. Maar toe hy uiteindelik gestuur is, het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Ja, hulle het uitgeroep, laat sy bloed op hulle en hulle kinders kom, Matteus 27 vers 25. So gesê, so gedaan. Israel is soos 'n tak wat van 'n olyfboom afgebreek word, van God losgebreek. Dit is egter nie waar die verhaal eindig nie. Om te verstaan waar die verhaal eindig, moet ons Romeine 11 vers 25 tot 27 lees. Wanneer ons dit lees, moet ons ook 3 kernwoorde in Openbaring 14 vers 1 tot 5 onthou. Dit is lam, dit is Sion en vrygekoop. Ek lees vir u Romeine 11 vers 25 tot 27. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het, en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddeloosheid van Jakob afwend, en dit is van my kant die verbond met hulle as ek hulle sondes wegneem. Die lam is die verlosser, wat uit Sion kom, wat hulle vrykoop en hulle sondes wegneem. Daarom, as ons na hierdie gedeelte verder gaan kyk, dan sal ons stil staan by die lam, die berg Sion en die vrygekooptes.